Ons is nou besig om te gesels hierso oor, lyk dit altyd asof die goeie ou tweede kom. Sorry, kan julle my daar agter hoor? Die water het nou my kop bietjie laat swel en al sulke goeie, so die mic is ver van my mond af, so die klank kom nie altyd daar agter uit wat dit moet uitkom nie. So in elk geval, ons is nou besig om te gesels die laaste paar weke. Hoekom lyk dit altyd asof die goeie ou tweede kom? Die ou wat die goeie dinge doen, die wat die regte dinge doen, lyk altyd asof hy maar tweede kom. Lyk altyd asof hy maar gegrind word en hy in die grond in geboor word en so aan en dinge werk net nie vir hom uit nie. Daar's altyd maar moeilikheid, daar's altyd maar hassles en die dinge gaan so, dan wonder ons baie keer, is dit die moeite werd om 'n goeie ou te wil wees? Daar's 'n goeie ou in die oë van die wêreld en daar's 'n goeie ou in die hand van God, deur sy genade, en dit is waar ons moet wees. Die goeie mens, 'n kind in die hand van die Here. Nou die vandag se teksgedeelte, ek gaan nou vandag gaan oor die put saam met Josef. Nou almal weet wie is Josef. Joseph is amazing Technicolor Dreamcoat. Wie weet wie is daai ou? So hy was nogal 'n interessante mens gewees, maar voordat ek by hom uitkom, sy gedeeltes, die teksgedeeltes van vandag is Genesis 37 verse 12 tot 36 en dan die hele hoofstuk van Genesis 39 wat vanaf vers 1 tot en met vers 23 is, maar ek gaan dit nie lees nie. Ek gaan vra dat julle asseblief hierdie gedeeltes lees. Ek kan lees sommer die ander gedeeltes van Genesis saam. Maar gaan lees dit bietjie deur, dan gaan kyk julle alles wat daar staan. So ek net 'n bietjie nou daaroor gesels. Maar voordat ek daar uitkom, jy weet, die lewe is 'n pad. Ons loop hierdie pad wat ons altyd loop, die lewe loop saam met ons op hierdie pad. Partykeer is daai pad helder verlig en dis 'n highway en hy's verlig en hy's mooi en hy hardloop mooi. Daar's nie potholes nie. Maar partykeer is die ligte nie daar nie. Partykeer is hierdie pad ook vol potholes. Partykeer is daar 'n draai in hierdie pad en ons weet nie waar daai draai heen gaan nie, want ons kan nie om die draai sien nie. Partykeer is hierdie 'n pad wat ons loop, is dit miskien 'n vervelige pad. Ander kere is hierdie pad opwindend. Baie kere van die tyd dan loop ons hierdie pad wat ons loop ons alleen. Ander kere wanneer ons hierdie pad loop, dan loop ons hom saam met vriende, saam met familie, saam met gunsgenote en geloofsgenote. Soms loop jy 'n pad saam met 'n vyand. Maar die feit bly, ons loop 'n pad in die lewe en die lewe loop op daai pad. Die lewe gaan stop nie vir enige iemand nie. En wanneer ons hierdie journey op hierdie pad begin, dit is daai dag wanneer ons gebore word. En ons journey op hierdie pad stop die dag wanneer ons tot sterwe kom. En die dag wanneer ons tot sterwe kom, is die dag wanneer ons eindbestemming sal bereik. Ons sal of wees in die hemel saam met God, of ons sal wees in die hel saam met Satan en sy trawante. Dis die twee plekke wat daar is. Daar's nie ergens in between nie. Daar's nie 'n lughawe waar jy wag vir die volgende vlug na jou destinasie toe nie. Daar's niks. Dis of die een of die ander. As ek in my kar inklim of ek klim op my bike, want ek ry 'n GS, ons het GPS'e, want ons ry ver. So ons ry baie keer die onbekende pad. Nou daai GPS help jou, hy wys vir jou waar jy kan ry, hy wys vir jou waar kan jy gaan ietsie kry om te eet, ietsie kleins, soos 'n Dagwood met chips, kaaskoek en Coke. Hy wys vir jou paaie waar jy kan gaan. In die ou dae het ons nog altyd gehad, die ou atlas, jy onthou nog, vir die oues, toe ons nog op vakansie gegaan het, toe ons tipe mense nog op skool was. Jy het daai kaart gehad, daai Shell garage kaart, dan maak jy hom so oop en hy lê die hele dash vol en dan jy vou hom en dan kyk jy nou die pad wat jy nou moet ry. Jy weet, dit is altyd so 'n adventure gewees. Die pad van die lewe het ook 'n padkaart. Hy het ook 'n GPS en dit word genoem die Bybel. Binne in hierdie manual van die lewe, binne die padkaart van die lewe, vind ons al die raad wat ons nodig het vir elke enkele situasie waarin ons self kan bevind. Vind ons riglyne, vind ons waarhede, vind ons dit wat goed is. Vind ons eie stories ook en ons kan sien wat besig is om hier te gebeur, is besig om in ons lewens te gebeur en daai padkaart, daai GPS, die Bybel, vat ons en hy wys vir ons die einde van daai verhaal. Hy wys vir ons as ons verander, waarheen ons sal gaan. Hy wys vir ons as ons nie verander nie, wat sal ons eindpunt wees? Wat sal ons destination dan wees? En God gee dit vir elkeen van ons. Party van ons padkaarte is goed gebruik. Party van ons GPS het al daai vingermerke op. Dit as jy kaaskoek geëet het, jy vee hom af en jy druk so en daar's so 'n merkie, so 'n vingermerk. Ons Bybels is goed gebruik. Hy's geonderstreep. Hy is ingekleur. Baie van ons padkaarte vergader stof op in die sitkamer op die bankie, of hy vergader stof op die bedkamertafeltjie daar langs jou bed.
dik van die stof. Want ons is nie bereid om die manual van die lewe oop te maak en te kyk wat God vir ons sê nie. Bybel is vol stories, vol historiese feite, vol geskiedenis, vol gelykenisse van wat Jesus vertel het. Stories wat hy vertel het, mense wat geskiedenis wat opgeneem is, van die begin, die middelgedeelte tot aan die einde. Alles is daar in die Bybel. Dit is 'n amazing boek as jy dit eers begin lees. En wanneer jy hom 'n tweede en 'n derde en 'n vierde keer lees, dan lyk dit asof jy hom nog nooit gelees het nie, want omdat dit 'n lewende woord is, dan gee dit vir jou heeltyd nuwe betekenis en God openbaar vir jou keer op keer iets nuuts. Ons kyk in die boek, die heilige boek, die woord van God, en ons lees oor al hierdie mense. En ons het al oor baie mense gepraat. Ons het al oor Jesus gepraat, oor die disippels, oor Abraham en al hierdie goeters. Ons het gepraat van Samson, ons het gepraat van baie mense. Baie gepraat al van Job ook. Maar vandag wil ek net bietjie gesels oor Josef. Nou Josef se storie is 'n baie interessante storie. Is 'n baie anderse storie hierdie, maar is ook 'n storie wat ek kan assosieer met baie van ons, want as jy kyk na die storie van Josef, waardeur Josef gegaan het, wat alles met Josef gebeur het, hoe Josef deur al hierdie dinge van die lewe moes gaan, en ek sien dit daagliks gebeur met so baie van ons, en selfs ek ondervind sekere goeters wat in sy lewe gebeur in my eie lewe. Dan kan ek nie maar net weer dink, is hier nie net weer nog 'n storie van 'n goeie ou, wat weer eens tweede kom nie. Nou Josef se verhaal lees nogal met baie drama, dit lees ook met baie tragedie. Dit is eintlik so half tragies aan die een kant. Dit is amper 'n sepie, jy weet hierdie, wat, Days of Our Lives. En soos Frans sê, jy kry mos 7de laan, hy noem dit 7de traan. Jy weet in die Goli, dit is amper so iets, hy het al hierdie aspekte in, aspekte van verraad, aspekte van swaar kry, van oorwinning, aspekte van geld en van vroumense en van al hierdie goeters, man, dit is 'n sepie as jy hier deur lees, en jy gaan deur al hierdie goeters. Nou Josef se storie, ek gaan dit net so breedvoerig vir julle vertel, en soos ek gebid het in die begin, en die wat gehoor het wat ek gebid het gesê, vandag se preek is meer 'n Sondagskoolles, is 'n eenvoudige ding waaroor ek gaan praat. Ek gaan net oor hierdie ou se lewe praat, ek gaan nie verskriklik baie na teks verwys in die Bybel nie, maar partykeer in die eenvoudigheid van God se woord, vind jy die rykste skat wat jy kan kry. Soveel keer dan probeer die prediker sy woord so intelligent maak, en gebruik groot woorde, en gebruik verskriklike groot alfabet, en hulle praat hierdie taal wat ons noem Christianese, dat dit ons mense partykeer verloor, dit verloor my ook partykeer. En as ons so diep hier ingaan, en so intellektueel wil raak oor God se woord, dan begin ek dink, die Honda wat ek nou moet gaan help stoot, of tou met my GS. En ek verloor heeltemal, ek luister nie meer wat aangaan in die kerk nie. So kom ons gaan vandag, en ek doen dit nie omdat ek sê ons is mense van 'n lae intelligensie nie. Ek sê dit want God se woord sê, ons moet dit aanvaar, ons moet dit hoor soos kindertjies, ons is sy kinders. En ek is te lief en te veel respek, soos wat my broers het vir elkeen van julle, om net die eenvoud van God se woord in 'n eenvoudige formaat ook uit te bring nie. Josef, baie interessante lidmaat hierdie. Hy het aanvanklik 'n baie hoë en 'n besonderse posisie beklee. Hy was immers die eersgeborene gewees en van 'n welvarende en gesiende stamleier. Nou dadelik sal die wat die Bybel gelees het dink, hy was nommer 10 gewees of nommer 11 gewees. Hy het 10 ouer broers gehad. Maar hy was die eersgeborene gewees, want hy was die eersgeborene gewees van die geliefde vrou of die hoofvrou van Jakob. Hy het hom die eersgeborene gemaak. Hy het die reg gehad om daarso te wees. Sy pa was Jakob, daai Jakob, Abraham, Isak en Jakob, 'n man van aansien, 'n groot godsman, maar hierdie is ook 'n veelbewoë lewe wat hierdie man gehad het, maar tog was hy ook 'n godsman gewees. Nou wanneer ons die woord van God lees en ons kyk na Jakob en sy lewe, dan sal ons sien, hierdie ou het ontsettend baie besittings gehad, ontsettend baie geld gehad, en so meer, dat hy amper nie die einde van sy rykdom geken het nie. Sy reputasie het hom vooruitgeloop en mense het hom met groot ag en eer gehanteer. Nou alhoewel Josef nie die oudste van die 12 broers was nie, was hy wel die eersgeborene gewees, en dit het aan hom besondere regte gegee. Een van die regte wat hy gehad het, dat as daar geërwe moes word, as sy pa sou doodgaan, dan sal hy dubbel meer geërf het as enige van die ander seuns.
Hy sou ook dan die hoof van die stam geword het, hy sou die leier geword het, hy sou daai posisie van Jakob ingeneem het, en hy sou die mense, die volk, die stam gelei het, en hulle moes onderdanig wees aan hom, so ook sy broers en susters en al die familie. Almal sou na hom moet luister. In geval van krisis, sou hy die nommer 1 ou gewees het waarheen om te gaan. Hy was dus gesien as die belangrikste van al die kinders. Nou die optrede van Jakob weerspieël ook hierdie besonderse posisie van Josef, want wat doen hy? Hy maak vir Josef hierdie wonderlike kleed, hy gee dit vir Josef. Ander ding wat hy gedoen het, is Josef het nie so hard gewerk het soos sy ander broers nie. Hy het hom weggeneem van al die harde arbeid wat die ander broers moes gedoen het, so hy het vir hom 'n bietjie ekstra voordele en goeders gegee, en dit het natuurlik die ander manne 'n bietjie rumoerig gemaak, want het gevoel asof Josef nie sy deel bring nie. En wat hy nog verder gedoen het, is om hierdie kleed te doen, en hy onderstreep eintlik Josef se posisie as die volgende leier van die stam, die een wat hom gaan opvolg. So ons moet begrip hê dat die broers al klaar 'n bietjie geïrriteerd was met hierdie situasie. En dit het voorgekom asof Josef ook nogal redelik arrogant was, want hy kom na sy broers toe, hy sê vir hulle van hierdie droom wat hy gehad het, dat hulle besig was om koring bymekaar te maak en dit in gerwe vas te bind. En toe die ander 11 gerwe gekom en voor sy gerf kom neerbuig, dat hulle hom kom aanbid. Want dit is eintlik ver van die waarheid af nie, want dit is tog eintlik so. Hy was die eersgeborene. As iets sou gebeur, sou hy die stam lei. Hy sou in beheer gewees het. Maar dit is so half en half asof hy bietjie arrogant is, soos die broers dit ervaar van hulle kant af. Alhoewel hy miskien dit nie eers bedoel het nie. Maar dit is soos vir hulle is om sout te vat en in 'n rou wond in te vryf. En dit gaan nie lekker af saam met hulle, hierdie ding nie. Maar toe gebeur daar 'n tweede droom. En hy kom sê vir hierdie droom ook, wat die son en die maan en die sterre voor hom neerbuig. Dit is 'n teken van sy pa en ma en die broers, wat voor hom neerbuig. En toe hy dit vir hulle vertel, toe is dit verby. Want dit is heeltemal oneties, dit gaan glad nie met tradisie saam, dat jou pa en jou ma voor jou moet kom neerbuig nie. So nou is dit verby. Nou is hulle ongelukkig oor hierdie storie, dat Josef gedroom het, dat die son en die maan en die sterre voor hom kom buig, sy pa en sy ma en sy broers voor hom kom buig. Want dit is nie reg in hulle oë nie. Dit rym nie met die tradisie van daai tyd nie. Geen wonder die broers se bloed het begin kook, en hulle het begin ongelukkig raak oor hierdie situasie nie. Maar hulle eie optrede is ook maar wat 'n mens vol van weerstand, dit wat hulle gedoen het, beplan om hom dood te maak. Toe vang hulle hom, die hantering van hulle saak, hoe hulle hom gevat het, hoe hulle hom gevange geneem het, hoe hulle hom gestroop het van sy klere, en hoe hulle hom dan in 'n put gegooi het, en hoe hulle hom dan aan ander mense verkoop het. Die Ismaelitiese mense, mans wat daar verbygekom het hom verkoop, en hy is weggevoer na Egipte toe. Die liegstories wat hulle vir hulle pa vertel het, wat sê die woord van God vir ons in Spreuke? Ek dink is 6, ons het daaroor gepraat, hierdie 6 dinge is in die oë van die Here 'n gruwel, en die 7 waar die Here, en die 7de is haatlik. Een van die goeters is 'n liegbek, iemand wat met 'n gesplete tong praat. Voor jou praat hy mooi, hy sê mooi goedjies, halleluja, kumbaya, marshmallows. Maar agter jou praat hy die slegste goed van jou, steek hy jou in die rug, en hy bring 2 spalt in 'n familie in 'n omgewing in 'n kerk in 'n klub in. Hierdie goed gebeur. Josef word gestroop van sy klere. Hy word in die put ingegooi. Hy word verkoop en hy word afgevoer na Egipte toe. Hy word 'n slaaf in Potifar se huis. Potifar was die hoof van die leiwagte van Farao. So hy was die hoof Chuck Norris gewees van daai plek. Hy het alles beheer, hy het almal beskerm. Hy was die hoof van polisie gewees, net nie korrup nie. Why must I go there? Daar terwyl hy daar so is, het Potifar se vrou, 'n heel aansienlike dame, wat redelik mooi was, ernstig van hierdie jong ouetjie gehou. Hy was goed gebou gewees. Sy het hom dag en dag probeer verlei, en hy wou nie toegee nie. En eendag toe gryp sy hom, en hy ruk los uit haar, en sy het van sy klere in sy hand, en hy hardloop weg, en sy gaan na Potifar, sy lieg vir hom. Sy sê vir hom, Dawid het by haar kom aanlê. Potifar glo haar, die liegstories van 'n vrou. En hy gooi weer vir Potifar vat vir Josef, hy gooi hom weer terug in die tronk in. En hierso loop Josef se paadjie al hoe awer. Dat ons 'n bietjie indink in Josef se situasie hierso. Die eersgeborene wat 'n besondere plek beklee het by sy familie, die hoogste sosiale trappie beklee het daarso, word skielik gestroop van alles.
Hy word nie net van sy kleed en van sy klere gestroop nie, hy word van sy status gestroop. Van die heel hoogste trapie in die sosiale samelewing val hy na die heel laagste trapie in die sosiale samelewing. Van eersgeborene van hierdie kant af, val hy al die pad af tot 'n slaaf in 'n vreemde land. Van hoog geag tot laag verag. Hulle het hom hoog geag aan die een kant en aan die ander kant waar hy 'n slaaf is, word hy as laag verag. Van iemand wat aansien en status het tot 'n persoon wat niks het in 'n vreemde land. Die son het nou nie meer helder vir hom geskyn nie. So wat het nou geword van hierdie drome wat hy gehad het, van die gerwe en die maan en die sterre en die son wat voor hom kom neerbuig het? Het dit nou net soos mis voor die son verdwyn? Later lê Josef dan Farao se drome ook vir hom uit. Later red hy die Egiptiese volk. Hy red sy eie familie, sy eie stam, sy eie volksgenote red hy en hy word basies Farao oor Egipte aangestel. Wat vir my baie opvallend is toe ek hierdie gedeeltes deurgelees het en toe ek deur hierdie goeters gegaan het en toe ek hierdie goed gelees het oor Josef, baie opvallend, niks word gesê oor sy reaksie nie. Niks word gesê oor wat hy gesê het of wat hy gedoen het of wat hy gevoel het toe hulle sy kleed van hom afgevat het, hom uitgetrek het, hom in 'n put gegooi nie. Niks word gesê nie. Niks word gesê toe hy verkoop is nie. Niks word gesê wat hy gedoen het en wat hy gesê het toe hy as 'n slaaf, wat sy reaksie was toe hy as 'n slaaf gewerk het. Eers by Potifar, later in die tronk en later by as Farao. Niks word daarvan gesê nie. Eers heel wat later dan lees 'n mens iets in verband met sy siening oor die pad wat hy moes loop. So beteken dit dat hy maar alles gelaat en net aanvaar het wat met hom gebeur het. Het hy miskien 'n attitude gehad, laat God se water maar oor God se akker loop? Het hy miskien maar net gesê, beteken dit dat alle gelowiges net alles moet aanvaar en hulle daarby berus wat in hulle lewens gebeur en wat in hulle lewens aangaan? Ons lees mos nêrens, Josef het in opstand gekom teen enige iets wat met hom gebeur het nie. Hy het geen weerstand gebied toe sy broers hom gegryp het en hom gestroop het en in 'n put gegooi het nie. Hy het nie eens probeer ontsnap van die Ismaelitiese mans wat hom weggevoer het nie. Hy het nie probeer ontsnap as 'n slaaf uit Egipte uit nie. Wat ons wel lees, is dat wanneer hy sy werk gedoen het, in die omstandigheid waarin hy homself bevind het, daar waar hy was, die werk wat hy gedoen het, het hy met toewyding gedoen. 'n Absolute toewyding. Hy het dit so goed gedoen en hy het so hard gewerk dat hy gou bevorder is na 'n vertrouensposisie in Potifar se huis. Selfs toe hy in die tronk beland het, het hy nie in opstand gekom nie. Onregverdig aangekla, onregverdig gehou in 'n tronk, het hy nog steeds nie gekla en gemoun en gebitch oor alles nie. Hy het dit aanvaar. Maar hy het 'n ander manier gehad om hierdie goeters te aanvaar. En in sy omstandigheid, het hy alles met 'n goeie hart gedoen. Het hy dit tot die beste van sy vermoë gedoen, het hy hard gewerk daar waar hy was. Nou, ons moet onthou, die tronke van daai tyd was baie anders as die tronke van vandag. Jy het nie meer al hierdie regte, ek bedoel, as jy vandag tronk toe gaan, jy het 'n mediese fonds, jy het lekker 3 etes, jy het 'n lekker kombers, 'n warm shower. Baie mense is beter af in die tronk as buite, want in die buite het hy nie hierdie goeters nie. Dit is ongelukkig, maar dit is wat besig om te gebeur. Hulle het soveel regte in die tronk, dat jy wat 'n vrye mens in jou eie huis het, se regte so inbeperk is, dat jy eintlik in 'n tronk leef. Nou onthou, die verhoorafwagtenis was ook in die tronk gewees. Jy het nie by jou huis gesit en gesamen en dan het jy gegaan, jy was in die tronk, tot jou verhoor voorgekom het, en dan is jy gevonnis, of jy is 'n pak slaag gegee, of jy moes gaan werk het, of was 'n slaaf verkoop, of jy is geban, of wat ook al nie. Nou Josef was nooit verhoor nie. Hy het in daai tronk gesit vir jare. Hy het nie in sak en as gesit terwyl hy in die tronk was. Hy het hom ook nie self bejammer heeltyd nie. Hy het ook nie ander vervloek of skuld op enige iemand anders te geplaas nie. Ook hier binne in die tronk, in 'n plek waar hy nie eers gehoord het nie, waar iemand gelieg het om hom binne in 'n tronk in te sit, het hy nog steeds die beste van sy vermoë gelewer en gebied vir die mense rondom hom. Weer het dit nie lank gevat om in 'n vertrouensposisie aangestel te word in die tronk nie. Nou Josef het nie in tye van krisis en te midde van traumatiese omstandighede net handdoek ingegooi en net besluit dis die einde nie. Al wat ek wil sê uit hierdie gedeelte is, Josef het gefokus gebly in die omstandighede waar hy was. Daar waar hy was hy gefokus gewees en hy het geweet hoe om 'n krisis te hanteer.
Hy het nie disfunksioneel geword nie. Hy het nie in sy glory ingegaan en gaan suip en goeters gaan aanvang nie. Hy het geweet hoe om hierdie goeters te hanteer. As hy in Egipte beland, dan doen hy sy werk as 'n slaaf met oorgawe. Nou gaan lees Genesis 39. Ek het dit vanoggend weer gaan sit en lees, en dit is amazing. Yes, die woord van God is amazing. Het is amazing as jy sien hoe lewend die God se woord is. En dan sê dit op 'n treffende manier in Genesis 39. Die klem val daarop, as jy dit gaan lees, die klem van Josef se hele verhaal val daarop, dat die Here by Josef was, en dat die Here alles wat Josef gedoen het, goed laat afloop het. Dis die woorde wat daar staan. Die Here was by Josef en alles wat Josef gedoen het, het hy goed laat afloop, ongeag waar Josef was, ongeag waar Josef hom bevind het, regverdig of onregverdig in daai plek waar hy was, het alles goed afgeloop, want Josef het die seën van die Here gehad, want Josef het nooit getwyfel in God se goedheid nie. Hy het nooit getwyfel nie. Hy het nooit gesit en homself bejammer nie. Hy het nooit die skuld op iemand anders te gaan plaas nie. Hy het nie verwyte geslinger en gekla oor die onregverdigheid in die hart van die lewe nie. Hy doen sy deel, maar hy doen dit nie alleen nie. Hy doen dit want die Here is by hom. Hy doen dit saam met die Here dra hom. In die vertelling oor die gebede van die tronk gebeur presies dieselfde. Hy sit daar so onregverdig, maar hy doen die beste en hy weet die Here is by hom, en dit sê daar in Genesis 39, die Here seën alles wat hy doen, en alles wat hy doen loop reg af en mooi af. Maar dit gaan oor sy gesindheid binne in hierdie situasie waarin hy hom bevind. Hy mou nie, hy grou nie, hy kla nie, hy loof en prys die Here heeltyd. Hierdie posisies, hierdie vertrouensposisies wat hy gekry het binne in Potifar se huis, binne in die tronk, en dan later as farao van Egipte, kon hy net gekry het, as hy guns op sy lewe gehad het. En daai guns het hy gekry, deur saam met God te wees heeltyd. Om gefokus te wees op God, om gehoorsaam te wees aan God, om te doen wat God heeltyd wil hê hy moet doen, om sy beste te lewer heeltyd. Josef het hom glad nie laat onderkry deur hierdie omstandighede nie. Altyd hierdie onregverdig, want dit was onregverdig geweest, onregverdig om sy klere te vat, onregverdig om sy goed te steel, onregverdig om hom in 'n put te gooi, onregverdig om hom te verkoop, onregverdig as 'n slaaf, onregverdig in die tronk, onregverdig aangekla. Alles was onregverdig, maar nêrens lees ons dat Josef onregverdig opgetree het teen hierdie goed nie. Al wat ons lees, is dat God se seën op hom gerus het, en God het alles laat goed afloop, waarin Josef sy hand gesit het. Kom ons dink vir onsself bietjie, as ons in so 'n posisie is, wat gebeur met onsself? Wanneer ons onsself in so 'n posisie bring, wanneer ons onregverdig behandel word, wanneer ons voel dinge is nie reg nie, wanneer ons voel alles gaan verkeerd, wanneer ons uitverkoop word, nie net voel nie, wanneer dit fisies met ons gebeur. Wanneer ons fisies uitgekoop word, wanneer ons fisies gelem word, gemilie word. Wanneer ons besteel word en beskinder en aan al hierdie goeders met ons gebeur. Hoe tree ons op? Die meeste van die tyd, dan val ons terug na ons ou natuur toe. Ons gaan grou daai graf van die ou persoon oop. Ons gaan haal hom uit, want daai ou kan lekker vloek, skel en amper sê ek bliksem, maar ek sit nie sien nie, beklei. Want dis mos wat ons wil doen, dis ons dit sal regkry. Ons sal vloek en skel en beklei, en ons sal alles wil reg timmer en reg slaan, want dit is wie ons is. Ons slinger verwyte. Ons blameer ander. Ons hardloop weg van ons verantwoordelikhede af. Want baie keer is dit net soveel makliker om not to face the music. Net maklik om weg te hardloop en jouself toe te gaan maak soos 'n volstruis. Volstruis tegniek is net nie so lekker nie. Volstruis dink as sy kop in die gat is, kan niemand hom sien nie, want hy sien niemand nie. Probleem is net, hy het 2 spaarslike boude wat daar hang. En as ons dieselfde gaan doen, gaan ons 'n skop kry van Satan. Ons kan nie weghardloop van hierdie goeters af nie. Die verhaal van Josef leer vir ons moet gefokus bly op dit wat Josef gedoen het. Josef het 'n lewende verhouding gehad met die lewende God. Daar is net een lewende God. Daar is net een lewende God, dis die God van die Bybel. Daar is geen ander God nie. Daar's afgode. En ek en Thys en John en Sheriff en elke ander pastoor en elke dienaar in hierdie kerk sal dit erken. Daar is geen ander God nie, daar is ander afgode. Hy hou sy oog op die Here, doen en vertrou die Here, doen die beste in die omstandighede waarin hy bevind, al was dit nie sy skuld gewees dat hy in daai omstandigheid is nie.
deur al die seer, deur al die hartseer, deur die betrayal, deur die donker pad, die onregverdigheid, die uitverkoop en al die lelike dinge, leer Josef vir ons 'n kritiese en 'n belangrike les. Wees aan God getrou en vertrou in die Here. Dis die les wat hy vir ons lees, wat hy vir ons leer. Ons gaan gou na Kolossense 3 toe. Vers 22, dit sê die volgende: Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Hoeveel keer vind ons dit nie? Wat baie keer, want check jouself voor jy iemand anders te check. Hoeveel keer doen ons nie iets om deur mense gesien te word om die eer van mense te kry nie en nie van God nie? Jy weet, ek staan daar en dan loer ek so, dan kyk ek wie kyk. As ek sien iemand wie kyk, dan help ek iemand hier so met 'n ou geldjie dat hulle kan sien. Kyk daai heilige ou. Wat 'n hypocriet. Huh? Nee, kyk, enigiemand wat met 'n Honda is, ek sal hom help of dit nou iemand nou sien of nie. So, moenie daaroor worry nie. So. Dit gebeur. Kom ons gaan aan met vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Hoor hierdie gedeelte. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Elkeen van ons staan in diens van die Here, ons staan nie in diens van die mense nie. Baie mense wil graag geprys word deur mense oor die werk wat hulle doen, of dit wat hulle doen, of dit wat hulle gee. Dis verkeerd. Jy sal klaar jou prys kry, want jy sal dit van die mense af kry en nie van God af nie. God sal dit nie eens vir jou eer nie. Maar as jy dit doen met 'n hart, tot God se koninkryk, tot eer en verheerliking van God, is 'n ander storie. Sorry, laat ek daai band maar so lank nader roep, want ek weet hulle vat lank om hier uit te kom. Sluk julle koffie en laat julle kom. Ons kyk na ons eie lewens, ons kyk na ons omstandighede. Waar is ons in ons eie lewens? Soms wonder ons, waar ons is, hoe het ons hier geëindig? Het ons hier geëindig as gevolg van ander mense se besluite? Het ons hier waar ons lewens is geëindig as gevolg van ons eie besluite? Is ons geforseer in 'n posisie en in 'n plek waar ons onsself nou bevind? Wat maak ons hier waar ons nou is? Sit ons daar soos in die Bybelse tyd, ons skeer ons klere, sny ons hare, gooi as uit en ons sê, "Woe is me." En ons sit en bejammer onsself die hele dag lank. Gooi ons handdoek in, gooi ons boedel in. Blameer ons vir alles en almal. Of is ons 'n Josef generasie? Is dit nie wat ons moet wees nie? Is dit nie wat Josef vir ons leer, dat ons 'n Josef generasie moet wees nie? Glo en vertrou in die Here. Glo en vertrou in God. Doen alles wat jy doen tot die beste van jou vermoë, tot eer van die Here, nie tot eer van die mens nie. Ongeag of ons in die put is, ongeag of ons in die tronk is, ongeag of ons verstoot is, ongeag of ons verlate is, wanneer ons vir God eer, wanneer ons hart reg is, en ons doen die dinge tot eer en verheerliking van God, dan sal God ons eer en hy sal ons bevorder en ons sal verstom staan oor die deure wat God vir ons sal oopmaak. Wanneer ons attitude ingestel is op God, en wanneer ons na God kyk, en doen wat God vir ons sê, dan sal sy seën op ons wees, en hy sal alles wat ons doen, goed laat verloop. Nou as jy moeg is van hierdie put, in hierdie put saam met Josef, is dit nie 'n bietjie tyd dat ons moet begin opstaan nie, of neerval op ons knie en die Here begin aanbid en loof en prys nie. Spreuke 3 vers 6 sê die volgende, en ons is so geneig om hierdie ding aantaal wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom. Die engfase van dit beteken, van ken hom beteken, om die Here te ken of om kennis van die Here te hê, maar dit is baie meer as net dit. Om hom te ken, impliseer, ons moet hom erken, aanvaar en bely, dat God nie net nog 'n persoon is nie, maar laat hy die enigste en ware en die goeie God is, die heerser, die koning oor konings en die Here van die Here oor die leerskare, volgens 1 Timoteus 6:15. Om hom te ken impliseer, dat ons hom daagliks sal groet, of dat ons hom daagliks sal salueer, groet soos 'n kind sy pa groet, of salueer soos 'n soldaat sy koning sal salueer. En dit word gedoen met agting en respek vir die karakter en die persoon van God. Om hom te ken impliseer dat ons sal reageer en dat ons sal terugkeer na die Here in antwoord op sy roepstem, wanneer hy vir ons soos in Openbaring 3:20 die volgende sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Om hom te ken
impliseer dat ons vertroue in God sal hê en dat ons vertroue in hom sal plaas, soos wat dit staan in Psalm 91 vers 2. U is my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Om hom te ken, impliseer dat ons hom in oorweging sal bring in elke faset van ons lewe. Dat ons eers by hom sal hoor voordat ons enige iets sal doen. Om hom te ken, impliseer dat ons sy stem sal hoor, dat ons na sy stem sal luister. Dat hy vir ons rigting sal gee, in die rigting waarin hy ons stuur op hierdie pad, dat ons daai rigting sal bywoon. Dat ons nie sal afdwaal van daai rigting af nie. Al sê die mense wat van jou. Baie van ons het al vriende verloor as gevolg van ons geloof. Maar weet jy wat, ek verloor liewerste vriende, as wat ek my siel verloor in die hel vir ewigheid. En wanneer ek die genade van God ontvang het, dan dink ek nie ek's beter nie. Ek behandel hulle nog steeds in liefde, soos elkeen van ons moet doen. En ons moet die liefde van God uitleef na ons broers en susters toe. Die wil van God, almal wil altyd weet wat is die wil van God. Weet wat is een van die dinge van die wil van God? Is dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal tot inkeer sal kom, dat almal saam met hom 'n verhouding sal hê. Dis wat God sê, dit staan in sy woord. Waar is die band? Hulle moet kom sing. Paulus en Silas. Hierdie twee lidmate, daar in Handelinge 16, daar in Filippi, verdryf hulle hierdie gees uit hierdie vrou uit. Sy word as 'n prostituut gebruik en hulle word onregverdig pak slaag gegee in die tronk gegooi, want hulle word gesê hulle het gesteel van hierdie mense. Die vrou kan nou nie meer vir hierdie ouens geld inbring nie. Daar sit hierdie twee, heeltemal onskuldig, onregverdig in die tronk gegooi, stikkend, honger en seer, die gees, die liggaam is stikkend, maar die gees van daai twee manne is sterk, is twee reëse in die gees. Wat doen hulle? Kom ons lees Handelinge 16, vers 24. Die wag het toe vir Paulus en Silas in die binneste van die tronk gegooi, en hy het hulle voete in 'n blok gesit. In die middel van die nag was Paulus en Silas besig om te bid. In die middel van die nag was Paulus en Silas besig om te bid. En tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. En skielik was daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het afgeval. As jy dit gaan verder lees, die wag daarso het sy swaard uitgetrek, hy wil homself doodgemaak het. Want hy's aangesê hy moet hulle oppas. En skielik is alles oop. Paulus skree vir my, skree nee, wag. Moenie jouself doodmaak nie. Daai wag, hoor die evangelie van God. Hy kom tot bekering. Hy neem God aan. Hy gaan na sy familie toe, sy vrou, kinders, almal word gered en daai selfde aand word hulle nog gedoop. Want wat het Paulus en Silas gedoen? Hulle het presies gedoen dit wat God van hulle verwag het. Te midde van die omstandighede van die onregverdigheid van die lewe, was hulle nie gefokus op die omstandigheid self nie. Hulle was gefokus op God. Dis wat Josef ook vir ons leer. Moenie gefokus wees op die omstandigheid waarin jy jouself bevind nie. Wees gefokus op God. Want wanneer jy op God gefokus is en jy loof en prys God, God is nie dom of stupid nie. Baie keer dan dink ons hy sien dit nie of hy weet nie van iets nie en ons moet hom heeltyd vertel van hoe swaar ons kry of ons moet hom heeltyd vertel van hoe moeilik die lewe is of ons moet hom heeltyd vertel van hoe onregverdig die lewe is. Dis nie wat dit moet wees nie. God weet dit. Maar God wil hê ons moet hom loof en prys. En wanneer ons hom begin loof en prys, dan loof ons sy majesteit, ons loof sy goddelikheid, ons loof sy koningskap, ons loof sy heiligheid. En dan sal ons verbaas dan oor die uitkoms wat God vir ons bring in daai omstandigheid. In daai omstandigheid waar ons vind, waar ons onregverdig behandel is, waar die goeie ou alweer tweede kom, dan maak God deure oop vir Josef. Hy word aangestel in posisies wat ongehoord is. Hy wat 'n slaaf is, word die farao van hoog, eersgeborene van die stam van Jakob, tot heel onder by 'n slaaf, tot die farao van Egipte, die grootste empire wat daar is, word hy opgevat, want hy het heeltyd vir God geprys en geloof, hy het nie heeltyd gesit, gemoun en gebied oor alles nie. Welkom by die Baaikerskerk. Wanneer ons dit doen, wanneer ons sal ophou twyfel in die goedheid van God,
Ons moet nooit twyfel in die goedheid van God. Ons moet nooit twyfel dat God ons weggooi nie. Ons moet nooit twyfel dat ons weggooi kinders is nie. Ons moet nooit twyfel dat God nie lief is vir ons nie. Ons moet nooit twyfel in die hand van barmhartigheid en genade van God nie. Moenie twyfel nie. Thys het dit vir ons laasweek verduidelik. Hy het vir ons gepreek. God het dit vir hom oopgemaak. Die penny het gedrop. Ons moet dit hoor, ons moet dit luister, ons moet dit toepas. Moenie twyfel in die Here nie. Wanneer ons dit doen, dan skud God ons tronkdeure. Die mure val in, die deure val oop, die blokke val van ons voete af, die kettinge val van ons hande af. Ja Johan, jy weet nie waardeur ek gaan en hoe onregverdig dit is en wat so moeilikheid ek is nie. Jy's reg, ek weet nie, maar weet jy wat God weet? Vat dit na God toe. Is dit nie tyd dat ons bietjie by God moet uitkom met hierdie dinge nie? Voor sy voete neerval. Ons self oopskeer voor hom. Nie vir hom sê Here, woe is me nie, maar net sê Here, sonder u genade en sonder u barmhartigheid kan ek nie verder nie. U wat groot en magtig en heilig is, ek loof en prys u Here. U ken my seer, u ken die stukkend van my lewe. U ken elke aspek van my lewe. Ek hoef u nie te sê nie, Here, maar vandag kies ek om u te loof en u te prys en u te eer. Om u naam te verheerlik. En hou op om te sê, Here, ek wil u naam groot maak. Jy kan nie, ek kan nie, ons kan nie die Here se naam groot maak nie. Sy naam is alreeds groot en groter as enigiets anders. Maar ons kan sy naam bekend maak, ons kan sy naam verhef. Ons kan sy naam oplig. Maar dis alreeds die grote God. Skepper van hemel en aarde. Die een wat in die kruis vir elkeen van ons gaan hang het, sodat die goeie ou nie tweede kom nie, maar dat die goeie ou wen. Want ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Is dit nie waar ons moet wees nie? Ek encourage julle, kom en val voor die voete van God neer in jou siekte, in jou noodtoestand, in jou finansies, in jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou vrou. Val voor die voete van God neer en loof en prys hom vir die goedheid, vir wie hy is. Moenie twyfel in hom nie. En wees verbaas oor hoe God dinge in jou lewe sal verander. Nie Pietie, Sannie, Koos, Johan of Jan of wie ook al nie. God sal dit verander. Maar moet nooit, ooit twyfel aan die goedheid van God nie. Kom ons staan. Here God, soveel van ons twyfel partykeer oor U. Ons is so vasgevang in ons eie lewe. Soveel keer dink ons moet die dinge self regmaak. Maar Here, wanneer ons dit so aanpak, Here, dan faal ons maar net weer. Maar Here, vandag staan ek saam met my broers en my susters. U ken elkeen van ons harte, U ken elkeen van ons lewe, U ken elke omstandigheid, U ken die hoeveelheid hare op ons kop, U ken alles. U ken alles. Vanoggend wil ons U net loof en prys, Here, en ons wil net stil raak voor U. En Vader, ons gebed vanoggend is, Here, wees ons genadig. Ons as 'n sondaar mens. Laat U genade oor ons uitspoel, Here. Here, help ons dat ons fokus nie op ons omstandighede sal wees nie, Here, maar dat ons 'n les sal vat van die lewe van Josef. 'n Les sal vat van Paulus en Silas en self van Jesus, waar hy gesê het, U wil, Vader, maar nie my wil nie. In die tuin van Getsemane. Here, wees ons barmhartig. Gee vir ons vrede en gee vir ons rus in U, Here. Dat ons weet, soos 'n Josef, dat waar ons is, in die omstandigheid waarin ons is, al is dit nie ons skuld nie, Vader, dat ons alles tot die beste sal doen, want Christus is die Heer, in wie se diens elkeen van ons staan, volgens U woord. Here, help ons. Here, red ons.